lees vir ons 'n gedeelte uit Jesaja 63. Jesaja 63 vers 7 tot 14. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade, in sy groot liefde. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. Daarom het hy hulle gered uit hulle nood. Hy was vir hulle nie 'n vyand nie. Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. Maar hulle het in opstand gekom en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle 'n vyand geword en het hy self teen hulle geveg. Toe het sy volk gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses en gevra, waar is hy wat sy kudde dwars deur die see gebring het, saam met hulle herder? Waar is hy wat sy Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is hy wat sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy volk oopgekloof het en vir hom 'n ewige naam gemaak het? Waar is hy wat sy volk deur die diep waters gelei het sonder dat iemand struikel? Hulle gelei het soos perde deur die woestyn gelei word, soos 'n trop beeste na 'n groen vallei toe afgaan, so het die Gees van die Here sy volk na 'n woonplek toe gebring, so het u volk gelei, om die roem van u naam te vermeerder. Tot sover lees ons saam. Nou, die verwysings wat ek tot sover gedoen het, behoort julle 'n afleiding te laat maak, dat dit 3-eenheid Sondag is. Dat ons praat oor die 3-eenheid, dit is die teks wat voorgeskryf, nie die teks nie, maar die dag wat voorgeskryf is, waar ons die 3-eenheid hanteer. Maar as ons praat oor God as 'n drie-enige God, dan moet ons 2 dinge in gedagte. Daar is ook ander, maar daar is 2 dinge wat ons absoluut in gedagte moet hê. Die eerste is, dat ons praat oor God, stamelend. Ons praat oor hoe ons die openbaring van God, the revelation of God, uit die Bybel uit. En dan praat ons nie net van die boek, ons praat nie net van die boek Revelation. Ons praat van die hele Bybel, soos die teks wat ek gelees het. God has revealed himself. Hy het hom geopenbaar in die Ou Testament. Maar dit begin in die Ou Testament, dit is asof dit half op die agtergrond is, en tog is dit nie. Maar mense dit nie mooi verstaan nie, later van tyd, dan begin dit uit te kristalliseer. Na eeue kristalliseer dit uit met wie hulle te doen het. Dan kan jy teruggaan, en veral nadat Jesus Christus na die wêreld gekom het, dan kan jy teruggaan, en dan kan jy weer interpreteer, dan verdiep die verstaan, dan verstaan jy beter oor waaroor dit gaan. Tweede, die eerste is, ons praat oor God, stamelend, en ons praat baie keer net in beelde, ons praat na analogie van analogieë, maar eintlik skiet dit ver te kort. Die meeste teoloë sal vir jou sê, hoe dit werk is as volg. As jy dit sê oor God, dan sê daar onmiddellik 'n stemmetjie vir jou, maar dit is nie heeltemal waar nie. Dit is nie die volledige waarheid nie. Ons sê dit, maar ons is diep bewus daarvan, dat alles wat ons sê, is eintlik gebrek. Want God se misterie is net te groot. Sy grootheid is net so omvangryk. So dit is een ding om oor God te praat, maar as 'n tweede saak, om tot God te praat. Dit is 'n aanbidding. Wanneer ons tot God praat, dan is dit met heilige eerbied. Wanneer ons in die erediens by mekaar kom, dan sing ons aan hom die lof en die eer. En ons buig voor hom as mense, en ons besef wie ons is voor God. So dieselfde mens wat waag om oor God te praat,
is die een wat tot God praat, in sang, in gebed. En ek kan nie God verskraal tot iemand wat ek kan bestudeer, en dan het ek op die ouend 'n fantastiese verstaan van God. I cannot get to a point that I completely understand God and that I fathom the mystery surrounding Him. Dit beteken nie, soos party mense sê, maar eintlik kan ons niks oor God sê. Dis nie waar. Ons kan baie dinge oor God sê. We can say a lot of things about God because He revealed Himself. But that's only part of it. Hy is baie meer as dit. So kom ek vat julle terug, en nou gaan ek vir julle laat sleg gee. Ek weet, so waarskynlik. So as ek vir mense nou sê, dat hulle met die drie eenheid beskryf, ek het dit al baie in my lewe gehad, dan sê mense vir my, Freek, is baie eenvoudig, ek het my kinders so geleer, dit werk as volg. Dit is soos water en ys en stoom. Dit klink goed, nee. Dan moet julle nou nie 'n slaghuis betrap, want dalk is dit reg wat ek nou sê. Of hulle sal sê, dit is soos daai drie blaartjies aan die watter takkie, watter blaartjie is die drie, the clovers? Dis dieselfde en dis een. Of hulle sal vir my sê, dis soos die son. Die son is rond, en dit dui op die volledigheid van die Vader, en dan is die hitte, of kom ons sê eers die lig van die son, dit is die seun, die lig vir die wêreld, en die hitte van die son is die uitstraling, dis die werking van die Heilige Gees. Is julle nog op daai vlak wat julle dit so verduidelik het en dit so verstaan? As julle dit so verstaan het, bevind julle self in uitstekende geselskap. Kom ek vat julle na 220 na Christus. Daar is 'n man met die naam van Sabellius. Sabellius, hy is 'n priester, Noord-Afrika, waarskynlik Libië, en hy het dit begin propageer. Die biskop in Alexandrië in Noord-Afrika, dit was geweldige groeipunte in die wêreld. Teologiese kernpunte in die wêreld, groot universiteite, die geleerdes vandaag. Hy wist toe dat hierdie is nie reg. Die Bybel praat nie so oor God. Hy gaan toe omteë, maar hy gaan toe 'n stapie te ver, en hy praat van God in terme van drie gode. Hy het dit nou nie heeltemal so gesê nie, maar dit het so geklink. Die paus gryp in, en hy kry al twee van hulle voor stop. En hy sê, julle al twee verstaan nie mooi nie. So gaan ons oor na die jaar 325, hulle het hierdie groot synode, concilie, council by Nicea, en hulle maak 'n beslissing daaroor. Dit ontketen 'n geweldige ding. Van daar af, 351, 381, het jy groot byeenkomste en hulle formuleer, en aan die begin was dit so geformuleer, die geloofsbelijdenis van Nicea, en ek het vir julle daar die woorde gelees. Dis die produk. Mense van geweldige groot insette, van hoeveel teoloë van verskillende kante af, en dit skep soveel moeilikheid, hulle beklei so onder mekaar, dat die harre waai, by wyse van spreke. So goed, uiteindelik kom hulle tot die besef, van Athanasius formuleer dit, en is nogal ingewikkeld om te lees. Elke woord is fyn gekies, dat God, en ek gaan dit eenvoudig voorstel, vir julle verduidelik, God kan nie drie modaliteite hê. Want dit word later, Sabellius word beskuldig daarvan dat hy modalisme, of moniarchisme voorgestel het. Vergeet maar van daai woord, maar modalisme beteken modalities, dat God openbaar hom as die Vader, hy openbaar hom as die Seun, hy openbaar hom as die Heilige Gees, en ons kry dit in die kerk vandag, dat ons sê die Ou Testament is die era van die Vader, en die Nuwe Testament is die era van die Seun, en nou leef ons in die era van die Heilige Gees. Dit is nie hoe ons oor God dink. Want dan beteken dit drie modaliteite. Dit is drie verskyningsvorme, en daarmee is die saak, ons leef nou in die Gees se tyd. Nee,
Dis God volledig in sy wese. God is die Vader, die Seun, die Heilige Gees, is God in wese. Hulle deel dieselfde wese. Daar's 'n onderskeiding, maar hulle word nie drie gode nie. Ons sukkel om dit te verduidelik, maar jy moet dit by mekaar hou in jou kop, anderster loop dinge verkeerd. Dis hoekom ek die opmerking gemaak het wanneer ons die doop bedien. Daar was mense in die verlede wat gesê het, as jy die doop bedien, moet jy dit in die naam van die Vader en die Seun doen. Kan julle verstaan hoekom hulle dit sou gesê het? Want dit is deur die krag van die Heilige Gees. Nou kom ons nog by 'n erger saak, dat die Heilige Gees word gesien bloot as die samebindende faktor, die liefde tussen die Vader en die Seun, die krag wat vanuit die drie-eenheid uitgaan. Nou is die Heilige Gees nie meer 'n persoon, hy is nie 'n iemand. Nou is ons by 'n dwaallede, want nou glo ons nie meer aan die drie-enige God, soos wat hom in die Bybel geopenbaar het. So God is een God, maar ons leer hom ken in drie persone. En dis die beste wat ons kan sê. Kyk, dis baie meer ingewikkeld in die formulerings, maar dit is die beste op 'n eenvoudige vlak om dit te sê. So waar kry ons daardie inligting? Is dit nou maar die kerk wat dit so uitgedink het, en die synodes wat dit so besluit het? Nee, dis uit die Bybel uit. Hulle het geborstel met tekste vanuit die Ou Testament. Nou hier kry hulle baie interessante tekste in die Ou Testament uit, wat begin deur te sê in vers 7, ek wil praat oor die troue liefde van God. Die troue liefde van God. Nou, dis die eerste punt wat die teks aanbetref wat ek wil by stil staan, want daarby moet ons nie te vinnig oorgaan. Die woord wat gebruik word daar, die gesed, daar die liefde, die genade van die Here. Ons sukkel om te vertaal in Engels en in Afrikaans baie van die Hebreëse konsepte. Those are concepts. So die konsep wat daar ter sprake is, dis die ewige, toegewyde trou van God aan mense wat dit hoegenaamd nie verdien. Hoe verklaar of hoe vertaal jy dit met een woord? Die ou vertaling het baie keer gepraat oor die goedertierenheid van God. Wat dit sê, dis die troue liefde van God. So ek gaan dit oorbeklemtoon van verskillende kante af. Die rede hoekom ons hier by mekaar is as gelowiges is, you and I, we have been chosen. Nou reis 'n paar mense se nek aan. Want onmiddellik is hulle so vroom om te sê, but what about them that are not chosen? Mense, hoe het dit gebeur? Dat Israel van ouds, wat 'n minuskule groepie mense was in Egipte, dat hulle gekies is deur God. Dis die genade, die liefdevolle, barmhartige genade van God. Die belofte wat in Abraham, wat in die land van die Galdeërs gekom het, hoekom het hy hom gekies? Dis in sy wysheid, dis in sy soewereiniteit, hy maak sy eie besluite, ons kan nie daarvan kennis neem. Hy kies om mense wat niks is, iets te maak. Hy betoon sy gesed, hy betoon sy liefde, sy genade, aan hulle wat van hom ver was, maar hy trek hulle nader. Dit is die konsep wat hier ter sprake is. Nou sê die skrywer, waarskynlik was dit iemand wat voorgegaan het, maar dit klink amper soos 'n gemeentelike byeenkoms. Ek wil van die troue liefde, ek sal die troue liefde van die Here verkondig. Hy is diep bewus daarvan, van hoe God genade betoon, en dat hy dit aan mekaar betoon, en onophoudelik betoon, en hy is baie bewus daarvan, dat hy niks daarvan verdien nie, maar dat hy eintlik weerstand bied teen God. So kom ons staan net vir 'n oomblik stil. As jy en ek, want is ons, wanneer ons kerk toe gaan, wanneer ons die Bybel lees, wat is grondliggend aan dit alles? Is dit 'n verpligting? Is dit 'n opdrag? Is dit omdat my pa en my ma my so geleer het?
Of is dit omdat ek die diepe oortuiging het, dat ek met iemand te doen het, wat my onmeetlik meer lief het as wat ek kan bid of dink. Dat daardie iemand is my so genadig, maar ek verdien dit nie. Dit maak nie dat ek die hele tyd voel ek is in die skuld nie, ek is net so diep dankbaar vir hom. Hy sê, die roemryke dade van die Here. Nou gaan hy en hy gaan dink daaroor na, daardie genade, die groot liefde, sien julle daardie konsep van hoe God dit gedoen het. En ek het gesê, of hy het gesê, hulle is my volk. Van God se kant en perspektief. Wanneer hy hierdie dinge aan hulle gedoen het, dan is die logiese verwagting, die normale verwagting binne hierdie verhouding. Daar is die volgende groot woord wat ons moet vassit. As jy oor God wil praat, moet jy altyd praat oor 'n verhouding. As jy oor die drie eenheid wil praat, moet jy altyd praat oor die verhouding wat daar bestaan binne in die drie eenheid. Wanneer God sy genade betoon aan Israel, dan is dit net normaal dat hulle sal reageer daarop en dat hulle in dankbaarheid hom sal eer, sal prys, sal dien en sy naam sal groot maak, verkondig. Dis die verwagtinge wat hy het. Hy was nie vir hulle 'n vyand nie. Dan kom daar 'n woord ter sprake wat uit die blink tref het 'n mens. Hy self was die engel wat hulle gered het. Onthou julle toe Moses by die brandende braambos staan. Eksodus hoofstuk 3. Dan is dit die engel wat daar teenwoordig is. Mettertyd. Wanneer ons in die Ou Testament te doen kry met die engel van die Here, dan kom ons agter met die verloop van tyd, hier is dit God self. Maar dit word gekenmerk dat die Seun hier teenwoordig is. Jesus wat die Christus is, wat die pre-existente Seun van God is, bedoelende voordat hy geleef het op die aarde, was hy vir die skepping, by die skepping betrokke, dis vir hom geskep. So as jy oor die skepping wil dink en praat, dan moet jy praat oor Jesus Christus. Jy moet ook praat oor die Heilige Gees as jy oor die skepping praat. Nou miskien gaan ek vir party van julle ou nie skeer, maar vir party van julle gaan ek waarskynlik, I'm gonna stretch your understanding of things. So Christus is in die Ou Testament. Wanneer Abraham die manne ontvang, die drie manne, dan is dit allerweë God wat op 'n manier manifesteer daar. Ons verstaan nie hoe nie. Ons verstaan nie. Die hele kwessie van Sodom en Gomorra, dis God self wat betrokke is. Hoe werk dit? God wat Gees is. Maar ons verstaan dat hy openbaar homself, die engel van die Here, kan ons maar sê, wanneer hy deur die kamp loop, dis die ontstellende. Van die Assiriërs en 185.000 sterf. Engel van die Here. Verstaan ons dit as Jesus? Hy is die een wat die verlosser is, maar wat ook oordeel. Daar kry ons alreeds hierdie agtergronde. Daar is talle sulke voorbeelde uit die Ou Testament. Wanneer Moses getuig, dan getuig hy deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Julle gaan kyk, dis wat daar staan. Wanneer Dawid in Psalm 51 praat oor die Gees, dan verwys hy na Saul. Onthou julle die tragiese gebeure, en Saul is by 'n geweldige tragiese figuur. Want toe hy gesondig het God die Gees van hom weggeneem. En dit het gemaak dat hy nie meer in staat was, dat hy nie kon die koningskap dra nie. Hy het sy Gees van hom weggeneem. Maar hier lees ons dat die Gees was bedroef. Hulle die Heilige Gees bedroef deur in opstand te kom. Daar staan dit. Hy het hulle opgetel, hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het al die ding gedoen, maar hulle het gerebelleer.
So as jy wil praat van menswees, van ons en van sonde, dan praat ons hier van rebellie, opstand. Wat was hulle rebellie? Numeri 10 en volgende verse. Numbers chapter 10 and following chapters. 10 times, they say, 10 times in total. It came to the fore. Different types of rebellion. Eers klaar hulle oor die kos. Ons sweer hulle is in 'n restaurant wat na die tyd skryf. Ek gaan eendag saam met 'n vriendin van ons daar in Nieu-Seeland, Desember maand, gaan ons na 'n plek toe. En die milkshake is 'n bietjie te waterig na haar sin. Man, maar sy skryf vir hulle 'n ding. Ek probeer keer ten alle koste. Want ek wil tog maar net die vrede bewaar. It's just not that important. Maar as ek nou in die volk dink, dan dink ek daaraan. Yes, as daar nou 'n ding kon geskryf gewees het, nee, dan het hulle almal geskryf en gekla oor die kos. Want dis wat hulle doen. Maar jy sien, dit is nie net om te kla nie. Dis 'n opstand teen God. 'n rebellie teen God. Want wat het hy gedoen? Wat het hulle gedoen? Hy het hulle vergeet wat God gedoen het. Nou gaan hy verder, hy sê in die teks sê, het julle gedink, toe het die volk gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses. Toe vra hulle, maar waar is God nou? Hy was daar, waar is hy nou? Hoekom het dinge verkeerd geloop? Toe begin hulle na te dink oor wat God gedoen het, wat 'n goeie plek is om te begin. En hulle sê, maar hy het hulle gelei vir Moses. Die engel van die Here het voor hulle uitgegaan. Gaan lees dit staan maar. Die engel van die Here het voor hulle uitgegaan. Die gees van die Here het op Moses gekom. Die gees het op die 70 gekom. Duidelik. Die drie eenheid van God is volledig aan die werk. En ek kan dit verder vat. Ek kan dit vat na Genesis 1 toe. Die drie enige God wat teenwoordig is alreeds in die skepping. Maar toe ons groot geword het, tot miskien nie julle nie, maar vir my, as ek van kleins af geleer in die Ou Testament gaan dit oor God die Vader. En eintlik kom Jesus nergens na vore in die Ou Testament en ook die Heilige Gees nog minder. Totdat jy nou lees, die Heilige Gees word uitgestort in Handelinge 2. Maar alreeds in Joël hoofstuk 2 word dit voorspel. Alreeds hier word dit beskryf hoe God betrokke was in sy groot mag met Moses. Hy het die waters voor sy volk oopgekloof. Dan vra hulle, waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Wat sy volk deur die diepe waters gelei. So terloops wat hier gesê word is, die diepe waters, dit was nie op die vlakste gedeelte van die Rooi See, hoe jy ook al dan wil kyk, die Rietsee, dit was nie op die vlak dat net onder die water en toe waai daar 'n baie sterk wind, onthou julle, daar was 'n era in ons kerk, waar mense dit alles probeer verklaar het met natuurverskynsels. Die brandende bos is eintlik blomme wat op 'n sekere tyd van die jaar so blom. Nee. Deur die diep waters het hy hulle gelei. By die diep waters, die afleiding sou kon wees, hoe kan dit daar wees? Dis ongelyk en dis onmoontlik. Hy het hulle gelei soos perde in die woestyn. Gelykpad. Gelykpad. Die God, die grote God, wat dit alles gedoen het. Maar wat het ons gedoen? Wat het die volk gedoen? Hulle het gerebelleer. Hulle het al daai goed gesien. Hulle was van alles bewus. Hulle was daarmee betrokke en hulle reaksie daarop was om God nie te vertrou nie. Kom ons staan naby stil. Wanneer ons praat oor rebellie vir ons vandag, God se grootheid, sy goedheid aan elkeen van ons en my reaksie daarteenoor, ek staan op teen God en ek sê, u het my vergeet, u stel nie belang in my nie, u doen niks vir my nie, u het my nie regtig lief nie. Dit is rebellie. Om God se troue liefde te bevraagteken. Dis rebellie. Om God af te maak, uit te maak as ontrou, as die een wat nie wil of erger nog nie kan nie. Dis rebellie. Die verhouding met God werk so. Wanneer ons in pas met God is,
wanneer ons doen wat die verhouding is so gestipuleer, hy is so gebou, binne hierdie verhouding is daar moets en moenies. En in daardie verhouding moet my reaksie en jou reaksie wees om hom te dien, eer, aanbid, loof, van hom te getuig. Wanneer dit nie gebeur nie, is dit 'n vorm van 'n rebellie. Dan kom die verhouding onder druk. Dan sê die teks, dan word hy vir ons 'n vyand. Nou is dit ook tegelijkertyd waar dat talle kere oorsien hy dit alles. Dat is 'n pragtige teks in die nuwe vertaling, 2020 vertaling, wanneer hy met Dawid werk, na die sonde met Batseba, dan sê hy vir hom, ek het jou sonde op sy geskuif. Heer, ek wil nou preek een of ander tyd daaroor, ek het jou sonde op sy geskuif. Ja, God skuif dit op sy, baie kere, in sy troue liefde. Maar dit beteken nie, dat ek nou maar daarin kan volhard nie. Dit beteken nie, dat ek nou maar permanent in opstand kan kom, want ek is nou soos 'n bedorwe kind, wat aan mekaar kla en nou by God oor dat dinge nie loop soos wat ek wil hê dit moet loop. Terwyl hy homself geopenbaar het as die troue God, wat vir my liefde het, en vir jou liefde het, en vir ons liefde het, meer as wat ons ooit kan verdien, dis die gesed. So iewers, moet daar ook 'n stuk volwassenheid kom in ons verstaan, dat die drie enige God, is volledig by ons betrokke. Nou, ons verstaan as synde menskinders van na Christus se sterwe en opstanding, is dat God se troue liefde, as jy die definisie van God se troue liefde wil sien, dan sien jy dit in Jesus Christus aan die kruis. Daar is die gesed, daar is die genade, die charis, daar is die toonbeeld van God se draai na die mense, terwyl hulle in rebellie en opstand teen hom is. Dit is die grondslag van ons geloof, dat dit is hoe God is. Die hele Bybel bou op na dit. So kan julle sien al daardie gebeurtenisse in die Ou Testament, waar hy sy gesed openbaar, sy toewyding aan mense wat teen hom in opstand is. Hy het self vir hulle 'n vyand geword, maar elke keer, dan gaan haal hy hulle weer. Hy's vir hulle vader, hy's vir hulle moeder, hy versorg hulle. En uiteindelik kan ons oor God net sê, hy's die troue God, absoluut troue God. So, omdat hy die troue God is, daarom dien ons hom. Maar toe gaan hy 'n stap verder. Die Heilige Gees, en daarmee ek gaan dit hanteer, en dan gaan ek daarmee afsluit. Daar staan, hulle die Heilige Gees bedroef. Nou goed, ek is baie bewus daarvan, dat vanweer die tydsaspek kan ons nou nie by alles stilstaan. Maar kom ons dink so daaroor. Iemand het dit so, Bruce Milne het geskryf, dat jy kan 'n krag weerstaan. You can be against it, you can resist. Maar dit is totaal 'n ander saak. Jy kan net 'n mens, of bedoelende 'n persoon in hierdie geval, bedroef. So dis nie dat ons gewoon net resist nie. Ons maak die Gees hartseer. Ons maak God hartseer, by wyse van spreek, want dis wat die implikasie is. God ween oor mense. Hy sê dit nogal, kan nou nie die teksverwysing onthou, ek het dit gememoriseer, maar dit is uit sy kop uit. Hoe ween hy oor sy skepping? Want hy het hy gesê, dat ek spyt, ek het hulle gemaak. Hy huil, by wyse van spreek. Hy's bedroef. Nie met trane, want God is Gees, maar diep ontsteld. Ons sien in Christus die ontsteltenis oor die rebellie en die opstand en die verwerping, dit wat aan die kruis gebeur. Wanneer die Heilige Gees uitgestort word op mense en hulle begin profeteer, dan begin hulle te verduidelik van Jesus Christus, hulle verduidelik van God se groot werkinge wat hy in Christus getoon het. Hulle begin te vertel. So die realiteit is, dis wat die Gees se werking is in ons, wat God se werking is in ons, die drie enige God. Die Heilige Gees is die Heer en lewendmaker, sê die geloofsbelijdenis van Sia.
Die Heilige Gees bewerk die geloof in ons. Wie van ons verdien dit? Sal mense sê, ek het gekies. Ek het 'n waardering gemaak en ek het tot die konklusie gekom nadat ek alles, die pros en die cons oorweeg het, dat hierdie is die korrekte godsdienst. Vir baie mense is dit hoe dit werk. Nee. Ek kan dit nie so sien. Jy kan dit dalk so sien, maar ek kan dit nie so sien. Dis genade om te glo. Dis 'n geskenk. Die wedergeboorte wat bewerkstellig word, die beendere wat in beweging kom, die ou vreek, die ou wie ook al ter sprake is, en ek kan by Jakob begin, en ek kan by Barry eindig. Die Heilige Gees bewerkstellig die lewe. Hy is die Heer en lewendmaker, maar ek kan die Gees bedroef binne hierdie verhouding. Daarom het ek die tema gekies, sit ons die tema op. Die tema is God en sy mense. Nêrens lees ons in die Bybel van God alleen wat net in homself voortgaan nie. Dis altyd relasioneel. As jy oor God wil praat, dan praat jy van 'n relasionele God, 'n relational God, 'n verhoudingswese. God laat hom leer ken. Hy openbaar homself as 'n verhoudingswese. Hy's in 'n verhouding met jou. Die Heilige Gees is in 'n verhouding met jou. En in daardie verhouding kan jy deur jou rebellie en opstand, deur jou verwerping en nie belangstelling, kan jy hom bedroef. Jy kan sy werking weerstaan, maar uiteindelik al wat gaan gebeur is, God gaan jou oorweldig met sy liefde. Dis die mees kragtigste wapen wat hy het. God kies om deur sy liefde, wat jy nie verdien nie, deur sy seëninge wat jy nie verdien nie, deur sy toewyding aan jou, wat jy nie verdien nie, om aan mekaar na jou toe te kom in 'n verhouding. Moenie om bedroef nie. Elke dag moet ons besin oor 'n verhouding met my lewensmaat. As ek my oë oopmaak in die oggend, my vrou sê vanoggend vir my, dit is nou maar 'n simpel voorbeeld, en sy is baie benoud oor wat ek nou gaan kwytraak. Nou dink ek so by myself, ek is nou haastig om kerk toe te kom. Ek is baie haastig, want ek het 'n reëling om te kom help. Maar nou, as ek onbillik, dan nou met my vrou, baie vroeër as normaalweg klaar is. Nou is ek al so vroeg klaar dat ek sit nou in die kar. Wie van julle is in daai posisie? Daar's 'n paar. Nou sit ek so in die kar, nou dink ek by myself. My pa was 'n ouderling vir 43 jaar. En dan in die oggend, dan stap hy uit die kar toe, en dan gaan sit hy in die kar, en wat doen hy? 5 minute dan druk hy die toeter. Dan dink ek by myself, kyk, jy het nie vir my pa gesê, hoekom doen jy dit? Kyk, dit was nie 'n goeie plan. En na 2 minute dan druk jy hom weer. En dan druk jy hom na mekaar. Gelukkig het ons op 'n plot geloop. So, niemand anders hoor dit. Nou kom my ma uit. Nou sien ek. Haar gesig is 'n wolk. 'n donker wolk. Nou dink ek by myself, dit kan nie eintlik so werk in 'n verhouding nie. Hierdie verhouding word onder druk gesit elke Sondagoggend voor kerk. Dan is die verhouding op 'n laagtepunt. Nou klim my vrou in die kar, sy sê, jy kan bly wees, jy het nie die hoeter gedruk. Ek sê, ja, ek is nie so dom nie. Die verhouding is onder druk. En wat doen jy om die verhouding met die Here onder druk te sit? Om die Heilige Gees te bedroef, want ons dink mos nie altyd in terme van 'n verhouding nie. Ja, ek neem ou rekening met my vrou, en ek hou rekening met my man, en ek hou rekening met my kinders, en ek sorteer hulle uit in die verhouding, vanaf hulle hare wat gekam het word, tot die tande wat geborsel moet word, alles. En ek is intens betrokke by hulle, en ek vergeet dat die Heilige Gees as persoon is intens betrokke, maar in die proses is God volledig by elke een van ons betrokke, want hy is 'n relasionele God, en hy is intens belangstellend oor elke aspek
van jou lewe. En jy dalk begin dink, hy kan nie, hy wil nie, jy het nou al 'n bietjie moed en spoed verloor, want hy het jou nie geantwoord soos wat jy gedog het hy moet nie. So nou is ons nie ver van nummer 10 af nie. Nou is ons naby aan die rebellie. Ons kla nou nie oor kos nie, maar ons kla oor ander goed. Wat kla nie, maar eintlik kla. Sien julle die prentjie? Wat is die antwoord? Die antwoord is om terug te gaan. Wie is God? Hoe is God? Sy groot dade in die geskiedenis, dis hoekom ons kerk hou. Kerk, en al die teoloë sal vir jou sê, one of the biggest words in church is remember. Remember. Dis waaroor dit gaan. Om te onthou. Hulle sê baie keer ons as predikante se grootste werk is om mense wat vergeetachtig is te herinner aan waarhede wat altyd waar is. Dis wat kerk is, om jou te herinner. Maar nou wil ek vir julle huiswerk gee. Ek het nog nooit vir julle huiswerk gegee in die sin van die woord nie. Maar ek wil vir julle vra, gaan maak 'n lys van al die dade van goedheid van die Here in jou lewe. Van die begin. Gaan maak 'n lys oor daardie dinge wat die Here vir jou gedoen het, wat jy nie verdien nie. Wat jy weet, waar jy die teenoorgestelde verdien het, waar die Here jou geantwoord het in genade. Gaan maak jy lys. Binne daardie verhouding met die lewende God, gaan praat met hom daaroor. Ek het 'n baie lang lys, waarvoor ek moet dankie sê, elke dag. Ek weet dit, van my geboorte, van voor my geboorte af. Dis 'n ander storie, vir alle dag. Van die lewende God, so onbeskryflike goedheid en genade. Laat ons nie sy gees, wat in ons werksaam is, bedroef nie. Amen.